Dankie Here vir die massiewe voorreg om vanoggend weer u woord te bedien. Heilige Gees, ek kom bid dat u dit sal bekragtig, dat ek niks sal doen wat ek die Vader nie sien doen nie, wat ek nie gelei word deur u om te doen nie. Here, ek kom bid vir nuwe grondgebied, Here, ek kom bid vir tentpenne wat uitgesprei word, Here, vir tente wat nuwe grond inneem wat u wil gee. Ons het u lief, Here. Daar's niemand soos u nie. Kom praat, Here. Ons luister. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Sy. Sy, goeiemôre almal. Dit is baie lekker om julle almal te sien vanoggend, die wat ek nog nie gegroet het nie. Môre. Dis 'n baie interessante boodskap vanoggend wat ek gevoel het die Here my oor praat en eintlik die hele week mee besig is oor. Okay. Wie vertrou die Here vir nuwe grondgebied? Wie vertrou die Here dat hy jou tentpenne sal groter maak en sal uitbrei vir jou links en regs? Jy moet regtig jou hand opsteek. Asai, baie dankie. Dis een van daai goed wat jy wil sê. Ja, amen. En ek wil vandag met jou daaroor praat want ek glo dat die Here nie 'n aannemer van 'n persoon is nie. Amen. Hy wil nie net vir my iets doen nie, maar hy wil vir jou ook iets doen. En ek gaan met jou gesels oor wat ek glo kan verhoed dat dit gebeur of wat jy in lyn moet kry vir dit. Nee, wat is die stappe? Kyk baie keer na ons en ek dink Here, hoe het hy daar gekom? Nee, die reëls is dieselfde vir almal, dis die Bybel. Dink al sekere ouens wat net 'n groter verstaan het en die Here glo en hy doen meer. En vandag gaan ons daaroor gesels. My opskrif vandag is deur na die nuwe is my siel. Met ander woorde, die deur na die nuwe wat die Here wil doen is jou siel, sielsdimensie. Kyk, waar kom jou siel vandaan? Dit vra daai gesprek hê dat dit vas is voor ek begin. Hallo, van God af. Ja, dis die regte antwoord. Amen. Maar God het in ons ingeblaas by die skepping en dit sê jy het 'n lewende siel geword. Maak dit sin vir jou, jy het 'n lewende siel geword. Toe God by jou ingeblaas het. Maar wat het hy by jou ingeblaas? 3 goeters. Denke, emosies en wil. Denke, emosies en wil. Daartoe hy jou lewend gemaak het, vir jou siel gegee het, was dit denke, emosies en wil. Hallo? Wat is die eerste aanval wat die vyand doen? Denke, emosies en wil. Wat is die eerste aanval wat Adam en Eva doen? Hy sê vir hulle, het God regtig gesê, denke. En hy skuif hulle wil. En wat verloor hulle? Baie goed, maar een van die goeders, hulle is nie meer in die tuin nie. Amen. Hulle verloor eintlik daai beloofde land, daai plek waar die Here vir hulle gehad het. En vanoggend glo ek dat die Here vir baie van julle beloofde land, hy het vir jou nuwe vars goed wat hy wil doen, maar ons moet kyk wat in ons sielswese aangaan op hierdie oomblik. En ek gaan regtig probeer om nie myself te wees nie. Amen. Ek weet dit sal 'n boring diens wees, maar ek gaan myself gedra op vele vlakke. Okay. Kom ons begin. En ek wil hê jy moet saam met my blaai na die 3de boek van Johannes. Ja, daar is 3. In die eerste vers. Eerste hoofstuk, 2de vers. Of my sien toe. Vers 2 sê hy, geliefdes, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan. Dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan.
nê? Dit sê. Hy sê ek wens dat dit met jou goed sal gaan in alles soos dit in jou siel goed gaan. My vraag vanoggend vir jou is, hoe gaan dit in jou siel? Weerens jou siel is wat? Dis emosie, dis denke en is wil. Hoe gaan dit daar? Wat gaan in jou kop op hierdie oomblik aan? Ek wil nou vir jou sê, as jy jou kop kan uitsorteer, jou sielsdimensie kan uitsorteer en dit onder die wil van die Here kry, gaan hy 10-to-1 vir 'n nuwe grondgebied kan gee. As jy so besig is met die oue, dit sit vas en jy kry nie oorwinning nie en jou koppie is besig, gaan jy stagneer. Ons het regtig vir mekaar sê. En dames is nou nie 'n man wat met jou praat nie, is jou pastoor en manne is nie 'n vrou wat met jou praat nie, is jou pastoor. Ons gaan albei kante toe en dan kan niemand kwaad wees met my nie. Amen. Ons moet dit hier reg kry. Nou hier is 'n skrif wat almal quote, maar hulle lees dit nie verder nie. Hulle lees net die stuk waarvan hulle hou en almal weet elke tweede profeet quote dit en hulle sê, "Ooh, hierdie is die seisoen en hierdie is die plek en hierdie is die kerk en hierdie gebeur" en almal is soos, "Ja! Wat is die woord?" Blaai van Jesaja toe. Maar wie weet ons moet dalk bietjie verder lees partykeer, né? Jesaja toe. 54. Ons gaan van vers 2 af, soos ons maar altyd doen. Maak die plek van jou tent wyd en laat hulle die doeke van jou tentwoning oopspan. Verhinder dit nie. Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in. Want jy sal regs en links uitbreek en jou nageslag sal die nasies in besit neem en jou verwoeste stede bevolk. Het jy daai stuk gehoor? Nee, okay, die idee is as jy dit al gehoor het, steek jou hand op. Okay, baie dankie. Net so 'n bietjie van julle. Dis 'n goeie ding. Want daai is baie keer die skrif wat jy sal kry as die Here iets nuuts wil doen, as hy grondgebied vir jou wil gee, as hy iets vir jou wil oopbreek, as hy iets nuuts wil doen in die seisoen, sal jy sulke tipe skrif kry waar die Here met jou praat en hy sê dis nou die tyd, breek oop, maak oop. Ek wil groter gaan. Hy sê maar jy moet groter gaan nou want ek wil 'n ding doen. Maar hoor gaan net voor dit en ek het nog nooit iemand gehoor die vers voor dit lees nie. Hy sê jubel onvrugbare wat nie gebaar het nie, breek uit in gejubel en juig. Julle wat geen wee gehad het nie. En die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê die Here. Wat sê hy daar? Hy sê ek verstaan waar jy is, maar iets moet omdraai, jou hartseer moet omdraai in 'n jubel, jou gesonnik moet omdraai in 'n koorliedjie. Ek weet nie wat se ander woorde om te gebruik nie. Jou gemoupery moet omdraai in 'n profetiese woord. En dit is wat jy moet dink, voor ek die tentpenne kan uitbreek, voor ek vir jou groter grondgebied kan gee, kan jy nie hier die vyand toelaat nie. Maak dit sin vir jou? So my vraag is weer, wat gaan jou sielsdimensie in? Hallo Tannie. Tannie lyk pragtig vandag, hoor. Amen. John, jy lyk ook pragtig. As jy die somer soek, gaan staan net by John. Met sy blomme aan vandag. Maar ek wil hê jy moet dink hieroor. Kom ons vat net 'n paar goed, net logies. Die helm van verlossing moet wat beskerm? Jou gedagtes. Die helm van verlossing moet wat beskerm? Jou helm. Gedagtes. Ook dit sin vir jou? Die vyand toe hy kom, wat sê hy? Het God regtig gesê? Wat doen hy? Gedagtes, hy wil 'n invloed hê daar. Nee? Jy moet dit verstaan.
Dan sê in vers 4, selfde stuk, sê hy, wees nie bevrees nie. Wat doen vrees? Dit verhinder jou om vorentoe gaan. Hy sê, wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaam staan nie, en vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hê om te bloos nie, maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet en aan die smaad van jou weduweeskap nie meer dink nie. Nie met meer vir jou te sê nie. Broers en susters in Christus Jesus. Jy kan nie dink wat jy wil nie. Jy moet waak daaroor en hom toelaat om jou gedagtes te vernuwe. Jou grondgebied staan voor jou, maar wie weet as jy vrees gaan jy dit nie invat nie. Wie weet as jy dink as jy korrup is oor die manier wat jy van God dink, jy dink nie hy's vrye nie, jy dink hy's teen jou. Jare terug kom ek by 'n jong man, ek sal dit nooit vergeet nie, maar toe was ek ook jonk. En ek en hy braai. En hierdie jong man het 2 mense aan die dood afgestaan. Een vermoor en een in 'n motorongeluk. En ek staan by hom, ek sal dit nooit vergeet nie, en sy woorde aan my is, eendag sal ek verstaan hoekom God hierdie aan my gedoen het. En ek kyk vir hom, ek sê vir hom, ou, is al iets fout met jou. Die vyand steel, slag en verwoes, nie God nie. En ek vat hom deur 'n denkpatroon hier oor en ons skuif dit, en vandag is hy voltyds in die ministry, sy vrou is voltyds in die ministry. Ek gaan nie hulle name noem nie, want hulle is redelik bekend. Maar iewers moes iemand in die gees vir hom gesê het, nee, en vir hom gesê het, jy het grondgebied voor jou wat jy moet inneem, maar hierdie moet eers skuif. Ek onthou in trane uitbars en sê, ernstig, sê ek, ja, dis nie die Here nie. Verstaan jy wat die Here vir jou, wat die Here wil doen? Hoor gou mooi, in die tuin van Eden, God se perfekte wil, blaas hy in sy kinders in, en hulle word mens. En wat blaas hy in hulle in? Sy gedagtes, sy wil, né? En die emosie wat hy vir hulle het, die emosie wat hy wil hê hulle moet voel. Dis wat in hulle ingeblaas is daai 3 goed. As jy deur die Bybel gaan kyk vir siel, gaan dit jou altyd terugwys na 3 goed toe. Denke, wil, emosie. Denke, wil, emosie. Elke keer is dit gekoppel aan een van daai 3. En daar blaas dit in hulle in, en hulle is in sy perfekte wil. In die tuin. Die vyand kom en hy werk in wie se hart? Judas. Hy kom en hy werk, in die boek van Johannes sê hy het in Judas se hart gewerk om God te verraai. Weereens, sieldimensie. Hallo? Wees opgewonde oor die grondgebied wat jy moet inneem. Here, ek bestraf hierdie ongelowige hande wat nie wil opgaan nie. Ek ontbind dit in Jesus naam en hulle hande sal lig wees. Hey, wees opgewonde oor God. Amen. Daar werk gebed klaar. Jesus. Engele is losgemaak. Dis wat ek dink moet gebeur. Het jy al ooit gedink aan die profetiese wat dit doen? 3 goed. 3 pertinente goed. Stig, bemoedig, troos. Okay, waar is stig? Waar is troos? Waar is bemoedig? Die profetiese of God wat met jou praat is alles om jou sielsdimensie in lyn te kry. Ja, kom ek lees dit vir jou. Van julle het daai kyk wat ek gehad het in die wiskunde klas. Van juffrou, ek verstaan heeltemal, kan ons nou gaan touchy speel asseblief? 1 Korintiërs 14 vers 3. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mens woorde van stigting, troos
en bemoediging. Wat hy eintlik sê is, hy wat profeteer, spreek in die sielsdimensie in die sielsdimensie, in die sielsdimensie in. Hoor gou mooi, jy het goed in jou lewe wat jy 'n profetiese woord op nodig het. Daar's goed in jou lewe wat jou sielsdimensie so laat hardloop, dat die vyand die hele tyd speelgrond daarin kry, dat jy iewers net 'n woord van die Here nodig het wat sê, klaar, dis wat ek sê oor die situasie. Ek het nie jou sussie doodgemaak nie, ek was nie in die moord van jou boetie nie, dit en dit en dit. Daai was 'n profetiese woord wat ek vir hom gegee het. Inteendeel, ek het hom geprofeteer oor sy sussie en sy boetie, presies wat die Here my gewys het. En toe ek klaar is, sê hy vir my, jy's reg. En dadelik, wat gebeur? Hy het 'n antwoord, hy het 'n woord, hy's gestig, hy's bemoedig, hy's getroos. Siel, liggaam en gees gee die Here vir hom vrede, en hy kan toe sy grondgebied inneem. Maak dit sin? Baie keer moet jy met moeite na die Here toe gaan oor wat in jou lewe aangaan en sê, Here, hier is dit. Praat met my. Of net uitgaan bedieningspan toe. Of net kom koffie drink by my. Ek het nou drowers ook op my kantoor. Amen. Ja. Dis lekker. As jy by my in die kantoor kom kuier, dan kan jy 'n stukkie drowers ook kry. Laas Dinsdag toe sit die bedieningspan daar en ek het net 'n hele bak drowers afgevul. En toe ek klaar is, toe staan nie meer nie. Die engele het dit net gevat. Blaai van nou Deuteronomium toe, 6 vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Lief hê met jou hele siel. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Jy gaan niks kan doen as jou sielsdimensie nie onder sy beheer is nie. Jy gaan altyd daarin struikel. Jy verstaan, jy kan nie dink wat jy wil nie. Baie keer sê van kom met vrees of met angs en ek sê, Here, ek kan nie bekostig om dit te dink nie, want wat gebeur? Ek gaan eerder vlug of ek gaan stagneer. Amen. So wat wil hy met jy doen? Hy sê, bring jou sielsdimensie, jou denke, jou emosie, jou wil na my toe en het my lief met dit alles. Met ander woorde, laat my toe om in dit in te spreek, in dit in te praat, vir jou die waarheid te gee rondom dit. En dan soos jy dit reg kry en net soos Here, as ek het hierdie ding oorwin, kom en hy sê vir jou, okay, daar's die grondgebied, vat dit nou in. Okay, Here, ek glo U het dit. Ek glo U het dit. Weet U het dit. Nee? Die stuk waar hy in ons inblaas is in Genesis 2 vers 7, blaas hy in die mens in. Kom ek lees dit gou vir jou. 2 vers 7 sê hy wat? En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. My vriend, jou siel is veronderstel om te lewe. Lewe te wat? Liefde hê met die Here liefde met jou hele hart, jou hele siel. Met ander woorde, sy waarheid, sy kapasiteit, wie hy is, wat hy oor jou droom, oorheers dit en nie wat die vyand sien nie. Dan gaan jy lewe. Hallo? Dan gaan jy lewe. Hierdie is een van my gunsteling verse, soos al die ander nou net was wat ek gelees het. Efesiërs 3 vers 20, gaan vir my sin toe. Nou hier's grondgebied, hoor wat hy sê. 3 vers 20. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of die antwoord is dink. Wie moet dink hieroor? Volgens die krag wat in ons, so hy werk in jou om ver te doen bo wat jy mee besig is hier. Maar dit gaan eers gebeur wanneer jy dit face na hom te bring, 'n woord by hom kry,
waar hy met jou praat en jy sê, daai maak so sin. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Af en op Psalm 23 toe. Wat wil hy doen met jou siel? Net hy kan dit doen, niemand anders nie. Niemand anders het die kapasiteit om jou op te tel nie. Ek bring nou nog baie bekende rappie spelers na my toe en ek is so kwaad want voor dit was hy by 'n boeddhis en hy was by dit en hy was by dit want een of ander bekende ou in die land het besluit dis die roete wat hierdie ou moet gaan en hulle het hom so op verkeerde rigting ingevat. Want die ou is ook in die verkeerde rigting. Jy kan nie 'n moffie vir hom jou te lei die waarheid van die koninkryk van God as hy self nie weet wat die waarheid is. Halleluja. 'n Homoseksuele persoon. Weet jy as 'n kop is so de mekaar. Want hy was nou by die boeddhis wat hom nou gelei het in hierdie rigting en toe was hy by hierdie ou wat klippies oor hom gooi en weet nie water op hom. Ek sit dan ek dink, Jesus my vriend, as jy net vroeër by my uitgekom het. Want die enigste een wat jou gees kan verkoop, jou siel kan optel is wie? Dat jou gemaak. Hoor gou mooi. Hy het jou gemaak, so net hy kan jou optel, niemand anders nie. Maak saak hoeveel as jy nou luister, hoeveel boeke jy lees nie, net as jy na Christus Jesus toe gaan, kan hy siel, liggaam en gees jou optel. Net hy kan. En net deur 'n woord van hom, want dit was deur sy wat jy lewend geword het. So dis deur sy woord wat hy jou gaan optel. Sal. Net hy kan. Net hy kan. Psalm 23. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my op die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. En jy agterkom dat alles is lei. Dis hy vat jou in daai rigting, hy vat jou waar hy wil. Dis wanneer jy by hom sit, dis daai plek wat hy jou reg kry. Matteus 11 vers 28. Ek sit besig om 'n saakie te bou, 'n saak wat waterdig is, waar jy nie meer kan stry nie, waar jy net huis toe gaan op jou gesig val en sê Here help. Amen. Waar was jy tevrede is oor hoe jou lewe nou is? Waar was jy voel you have arrived en jy het nou alles bereik wat menslik bereik kan word. Jy's reg, jy het ook alles bereik wat menslik bereik kan word, maar daar's meer. Daar's die heeltyd meer. Hy kan doen ver meer wat ons dink of bid. Ons groter, ons dieper. Net hier skuif eers. Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siel. Die plek van rus is 'n plek van by hom wees. Die plek van rus is 'n plek waar hy met jou praat. Die plek van rus is waar hy 'n woord in die aand vir jou gee. Weet jy hoeveel tye in die aand wat ek net by hom sit en net met hom praat en hy gee vir my woord en skielik kom die rus van die Here oor my. Dit is daar sy nou. Ek sê Here, ek voel of ek teen u bors nou lê en ek rus nou in u, want u het my nou kom ontmoet, u het met my kom praat, u het vir my net 'n openbaring gegee, u het my gesels en dit slaan siel, liggaam en gees. En weet jy wat sal hy gewoonlik na dit doen? Dan sê hy vir my, "Oké, ek wil hê jy moet dit doen." Ek sê, "Here, jy het my reg. Kom ons gaan, Here. Kom ons gaan, Here. Kom ons doen dit, Here."
Spreuke 4 vers 23, gaan vir my sien toe. Of wag dat dit op die bord kom. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Hy sê wat? Hy sê ek gee vir jou die helm van verlossing om jou siel te beskerm. Jou hart is siel. Jou hart is wat gaan in jou hart aan? Want ek voel nie so great vandag. Ek voel of my hart seer is. Al die siel. Yes, my hart is opgewonde hieroor oor die diens volgende. Jy sê ek kan nie wag nie. Ek wil opspring. Moenie, is net weer. Sit, amper klaar. Dis hart, dis siel, dis emosie. Hy sê bo alles bewaar dit, dan kan ek iets nuuts doen. Dan kan ek vir jou oopbreek, dan kan ek jou vooruit gaan. Hy sê dis die plek, ouens en dames, nê. Wees eerlik met jouself. As jy daar alleen in die kamer lê of whatever. Wat gaan in jou kop aan? Wat gaan in jou hart aan? Wat gaan in jou siel aan? Of jy alleen is, of waar niemand is nie. Was die een plek waar jy vir jouself nie kan jok nie, voor die spieël, jy alleen. Nê? Jy vir jouself jok daar nie. Wat gaan dan aan? Wat laat jy dan toe? Wat laat jy toe waar niemand dit sien nie? En ek bedoel dit oorgemooi, hier is nie aanklag nie, dis net op daai plek is reeds wat jy moet sê. Nee. Ek sal nie hierdie toelaat nie. Ek gaan nie die vyand te voethold gee nie. Ek gaan nie hom toelaat in my kop nie. Hy gaan nie my hart begin bestuur nie. Here praat. En as ek die Bybel oopmaak, praat en dan sê ek so, U is die enigste een wat siel, liggaam en gees kan beheer. As jy my hierso slaan, vat dit alles. Is dit soos wow. Eers daai vrede is goed. Ek wil 'n bietjie gaan lê. En dan alles gaan vanoggend oor 'n nuwe grondgebied. Oor 'n nuwe grondgebied. Oor 'n nuwe grondgebied. Né? Nee? Ek is opgewonde oor die Here soos nog nooit tevore nie. Amen. Ek is opgewonde oor wat hy doen. Ek is opgewonde oor waartoe hy op pad is. Ek is opgewonde oor wat hy voor ons het. Ek is opgewonde oor ons land. Ek is opgewonde oor ons provinsie. Oor hom. Niks anders nie. En hier is die realiteit, my vriend. Die wêreld is te mekaar. Jy kan vandag vlug uit Suid-Afrika, as jy nie 'n sielsdimensie uitsorteer nie, gaan jy dalk vlug en dan jy gaan net daar kom en begin jy klaar weer. In plaas van net né? Helm van verlossing. In sy verlossing is hy vir my, in sy verlossing het hy my, in sy verlossing het hy die prys betaal. Here, wat sê U? Wat sê U? Af en na Romeine 12 vers 2 toe. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle siel. Gemoed, nê? Sodat julle kan beproef wat die goeie en welvallige en volmaakte wil van God is. Hy sê wat? Hy sê word verander deur die vernuwing van jou siel sodat jy kan beproef, jy kan ondersoek instel, jy kan met hom praat, jy kan hom pursue en sê Here, ek wil nou weet wat U wil is. Hy sê eers verander hier en dan sal ek vir jou wys wat my wil is. Dan sal ek vir jou sê wat ek vir jou het. Ver bo wat jy kan dink. Of dit. Eers ek het al 'n paar radikale gebede vir Here opgestuur of ingestuur of daartoe gestuur of wat jy ook al wil. En weet julle wat interessant is? Hy luister altyd. Hy's altyd in beheer. Hy wil my altyd uithoor en
Ek sou met hom praat oor iets en letterlik 'n paar uur later dat ek die woord oopmaak, dan is dit presies waaroor hy praat met my. Bang in my gesig en sê hy, ek het jou gehoor. Weet julle wat sien ek in die gees? Ek sien 'n irritasie van die hemelse kant af rondom kinders van God wat nie hulle sielsdimensie in lyn kan kry met hom nie. Daar's 'n irritasie en nie irritasie rondom hy's geïrriteerd met jou nie. Daar's 'n verwagting van die hemel wat sê ek het al hierdie vir jou, kry jou kop in lyn met my woord. Dink wat ek wil hê jy moet dink. Profeteer oor jou wat ek wil hê jy moet profeteer oor jou. Kan ons in geloof glo wat hy oor jou sê? Kan dit groter wees? Hoor gou mooi. Kan dit groter wees as jou grootste gebed en hoër wees as jou hoogste gedagte? Hallo. Jy lê daai ek dink nou regtig hard oor wat jy sê op jou gesig of ek is baie teleurgesteld in die Springbokke gisterand en ek weet nie ek oor dit gaan kom nie. Altyd weet jy regtig wat se kant toe nie. Ons is mos nou nie in die vlees nie. Amen. Filippense 3 vers 14 gaan vir my sien toe. Ons gaan by 13. Hy sê broeders, ek reken nie dat ek dit self begryp het nie. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek jaag na die doel om die prys te verkry en die hoë roeping van God in Christus Jesus. Hy sê ek vergeet wat agter is. Hy sê ek strek my uit wat na voor is en hy sê Here, ek wil net by U hoor en ek wil doen wat U vir my sê. Ek wil volg wat U vir my sê. Ek wil najaag wat U vir my sê met my hele wese. Ek wil U lief hê met siel, liggaam en gees. Met alles in my wil ek dit pursue en ek sal niks anders toelaat nie. Ek sal my hart bewaar bo enigiets anders. Ai. As my hart toelaat. Ek gaan nie my hart toelaat om te gaan waar dit wil nie. Ek gaan nie my gedagtes toelaat nie. Ek gaan nie gesprekke toelaat nie. Amen. Van Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige twee snydende swaard. Dit dring deur tot skeiding van siel en gees. Dat daai gees, klein lettertjie nê, gewrig en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die woord kom en hy konfronteer wat jy dink. Dit konfronteer waar jy is. Dit is skerper as weet julle wat cool is van die woord nê? Ek het eendag te slaan ek 'n ou met die Bybel. Wel die ou te demoon. En ek vat die Bybel, ek was jonk, ek was in my 20's, dit was nog by Johannes se pa op die plaas. En die ou staan voor my met hierdie demone manifesteer en ek het myself vererg so bietjie en voor ek myself kry te slaan kom met die Bybel. Ek's jonk geweest in my 20's nê? Ek is nie nou meer in my 20's nie, ek weet dit lyk so, ek is nou ouer, so dis 20 jaar terug. En dis my vrou sê dit is so. En ek slaan die ou en die demoon gryp toe sy kop vas. Die ou gryp toe sy kop en hy sê the sword went through me. Ek skrik myself in 'n nuwe geloofsfase in. En ek is soos, wat? Here, hierdie is rarig. Hierdie werk. Ek vra na die tyd vir die ou toe die demoon gaan toe uit hom uit. Ek vra vir hom, wat het jy gevoel?
Hy sê toe my slaan, sê ek man, kom oor dit. Hy sê toe my slaan, toe steek al iets reguit deur my kop aan die kant uit. Maar die woord is 'n boring ding wat stof opgaar in my kas. Nee, dis skerp, dis die waarheid, dis 'n tweesnydende, nee, elke met 'n demoon gaan slaan met die Bybel nie. Ek het dit net een keer gedoen. Daar's nie skrif op voor nie. Dit was 'n fout wat goed uitgedraai het. Amen. Maar ek het dit een keer weer na tyd gedoen, maar net om vir iemand te wys dit werk. Hæ? Slaan hom net daar. Ek jag. Net daar te besef ek, Here. Wow. Ek moet die woord toelaat om te sny tussen murg en been. Ek moet op die woord staan wanneer die vyand kom en my aanval. Ek moet die woord quoteer en sê, Here, ek glo dit met my hele hart en ek wil dit inlees, ek moet dit inbid. En ek moet staan op dit, ek moet dit glo met my hele wese. Nog 'n storie vir julle vertel. Nee, ek sê. Ag, 25 jaar van hierdie gedoen sien jy baie goed wat baie cool is. Maar die Here net soos dis hierdie is goed. Want dis nie nou die tyd daarvoor nie. Amen. As vir die bonatuurlike kursus doen, dan gaan julle 'n paar goed opvertel. Kom ons sit net so. Net daar waar jy sit. Sê Heilige Gees. Sê Here Jesus. Kom gesels met my. Sê Here, wees eerlik met my. Wys my wat in my gedagtes aangaan. Wys my die blokkades in my siel. Waar begin hy net met jou praat? Sit net so. Ek sien baie keer die manier wat jy dink en die manier wat jy dink van hom. Ek dink dit 'n massiewe effek. Die vyand is uitgestrek oor dit. Sê Here Jesus, kom maak skoon. Ek wil dink wat U wil hê ek moet dink. Ek wil glo wat U wil hê ek moet glo. In Jesus naam. Sarabakati. Jesus. Sien die leuen wat vervang word met die waarheid. Dan sien ek nuwe grondgebied wat jy invat. Ek sien in die begin gaan dit dalk nie groot wees nie, gaan klein stukkies grondgebied wees wat jy invat en dan gaan dit 'n gewoonte raak. Dit gaan 'n denkpatroon raak. Dit gaan 'n ander manier wees van doen en dan sien ek groter en groter dele soos hierdie die natuurlike vir jou raak. Dankie Here Jesus. Amen. Nou een ding wat ek nie kan doen nie is maak saak wat ek bid nie. Jy dink wat jy dink. Jy laat toe in jou siel wat jy toelaat. Jy is die een wat waak oor jou hart, nie ek nie. Ek waak oor jou siel, ja, as 'n pastoor. So ek sê hierdie vir jou, maar jy's die een wat die harde werk moet doen. As jy 'n nuwe grondgebied wil hê. As jy wil bly waar jy is en stagneer en net aangaan en hemel toe gaan, right. Om iets nuuts in te vat. Nog een van ons het by 'n nuwe huis ingetrek en dit was nie effort nie. Amen. Ek haat trek. Moet my nooit bel om jou te help trek nie. Nee, regtig, wat ek sal doen is, if my pelle bel my altyd as hy trek en dan sê ek vir hom so, wat kos 'n arbeider vandag 'n dag? Dan sê hy vir my Jy's 250 of 300, dan sê ek vir hom daar's vir jou 3. Ek gaan 2 bokse dra ons my rug seer. Ek gaan net useless wees. So daar's 3 in my plek. Amen. Okay. Nie daai tip vat nie. Jesus. Dankie, kom sommer op. Ek wil vinnig hê dat hy net 'n getuienis met julle deel. En so 'n paar, hoe lank is dit nou al terug?
8 maande terug. Okay. Kom staan in die middel. Moenie worry oor hulle nie, hulle lyk altyd so. Ja, hy is so vas. Hou vas in die podium. 8 maande terug, jy kan sommer net jou storie vertel wat die Here vir jou gedoen het. Goeiemôre, my naam is Nakkie Weideman. Ek is 8 maande gelede gediagnoseer met longkanker, stage 4, en plaveisselkanker, wat 'n velkanker in die keel is, met stage 4. Groot was die Here se krag. Dis al wat ek kan sê. JC het vir my gebid. Ons het 'n genesingsgebed 2 keer in hierdie kerk gehad. Ek is die 18de Januarie deur Dr. George Loots gediagnoseer, biopsie op my gedoen. En hierdie week wat verby is die laaste toets op my gedoen. Eers 'n CT scan, daarna 'n gewone scan, daarna 'n MRI, daarna 'n PET scan en daarna daai gewone ENT toets wat hulle doen op jou met die radioaktiewe bloed wat in jou skiet wat kankerselle of moontlike kankerselle soek. En die bevinding was 0.0. Prys die Here. Kom ons steek sommer net ons hand uit na hom toe. En dankie Here dat van die begin af het U met hom gepraat en gesê, my seun, hierdie is nie jou deel nie. Here, dankie dat die vuur net oor hom gekom het en genees het. U is getrou, maar dankie dat hy sterk gestaan het en sy sieldimensie nie die vyand toegelaat het nie. Here, en ek bid vir 'n lang lewe vir hom, 'n vol lewe, 'n lewe van 'n konstante getuienis van God is vir my. God was my vooruit en God het besluit. Dankie daarvoor, Here. Heilige Gees, kom bekragtig sy liggaam, kom versterk sy liggaam nou in Jesus naam. O, kom my net oor jou. Meer shorabati. Jesus. Hy is getrou. Amen. Amen. Kom ons sluit die oë. En Here, ons kom eer U vandag. Net daar waar jy staan, sê Here, ek sit my helm van verlossing weer op. Sê net, hoe sit jy dit op? Hoe maak jy dit vas? Sê Here, van vandag af dink ek wat U wil hê ek moet dink. Ek haal hom nie weer af nie. U is God en U is goed. Amen. Ek gaan afsluit hiermee, vriende, en ek wil vir jou vra, as jy 'n woord nodig het oor iets in jou lewe, net iets waar die vyand in jou sielsdimensie by jou kom steel het en dit maak net nie sin nie en jy het net uitklaar nodig daaroor, kom vorentoe dat die span saam met jou bid, dat hierdie nou afgesluit word. Okay, laat ons saam met jou bid en die Here vertrou om vir jou woord te gee. Tussen murg en been in te praat. Nee. En dat jy kan uitstrek vir dit wat hy vir jou het. Amen. Okay, was nou ernstig, ek het regtig 'n belewenis in my gees gehad, dat daar van die mense is wat nog nie gehoorsaam was oor Malawi nie, en ek het spesifiek gevoel, daar's dames met wie die Here praat, wat sê ek het jou nodig daar, dat jy sal gehoorsaam wees, as deel van die span. Okay, en sy een of twee ouens ook. Maar ek spesifiek die dames gesien. Kom ons wees gehoorsaam, kom ons vertrou hom. Laaste is opgewonde oor vanaand. Daar's nog 'n ander deel saam met dit wat ons vanaand gaan hanteer. Gaan amazing wees. Okay. En ek glo die Here gaan 'n volle prentjie vir jou vandag skets. Great stuff. Ons bless julle. Bedieningsspan kom vir my vorentoe. En kom maak daai profetiese woord dat jou stig, bemoedig en troos vas. Lief vir julle, lekker dag.